Goeiemôre aan elkeen van julle. Dit bly 'n voorreg om as medegelowiges saam die Here se aangesig te soek. En natuurlik is die Here altyd alomteenwoordig. Maar as ons hom toelaat, dan kan hy ons so 'n bietjie aanraak vandag. Dankie Here, dankie dat jy die moeite gedoen het om ook vandag weer saam met jou broer en suster in Christus te hoor wat die Here vandag vir jou wil sê. Dit is natuurlik vandag 'n groot voorreg vir ons om 'n kind in te seën. So ek wil vir Erika vra, sy en Avia, julle kan vorentoe kom. Estian, jy kan saamkom. Estian is laas Vrydag, nie hierdie Vrydag wat hy is, die vorige Vrydag gedoop. En wat 'n wonderlike getuienis vir hierdie gesin. En dankie vir julle gehoorsaamheid om te volg wat die Bybel vir ons leer. Lyk sy nie pragtig nie? Julle kan so staan en vir die gemeente kyk. Nou ons het vandag hierdie voorreg om vir Avia in te seën. Avia is nou die klein pragtige dogtertjie in haar ma se arms. Ek wil net vir u vra, nou hoekom doop ons nie meer? Hoekom doop ons hulle nie? Hoekom seën ons die kinders in? Nou kan ek jou 'n lang teologiese antwoord gee wat die Bybel sê, of ek kan vir jou sê, want die woord sê, ons moet hulle inseën. Daar's 'n verskil tussen inseën en doop. En daarom is ons hier in gehoorsaamheid in dit wat die woord vir ons sê. Nou wil ek hê, Erika, julle moet vir my kyk, en ek gaan nou vir jou 'n paar vrae vra, want die fokus is nou op jou. Maar eers wil ek vir jou iets kort vertel. Julle sit dan altyd in daai vleuel daai kant. Nou, my kinders het groot geword, heel agter onder die banke, onder die stoele, waar hulle so groot soos Avia was, en hulle het vir hulle daar bed gemaak. So, alhoewel daai vleuel dalk die meeste van my rug sien, en ek julle dalk heel waarskynlik die meeste lyk of afskeep, omdat ek nie meeste vir julle kyk nie, sit julle op 'n baie spesiale plek. En dankie dat julle elke keer so getrou hier kom bywoon, saam met julle ouers ook. Julle is vir ons kosbaar. So vergewe my daai vleuel vandag, as ek dalk meer na daai kant toe gaan kyk vandag. Ek dink hulle is dalk 1000 keer of wat, so 'n bietjie agter hierdie keer. Dit sal natuurlik ideaal so gewees het as mense voor mens sit, maar vandag wil ek spesifiek meer fokus op hulle, onder andere omdat julle daar sit. En vandag se boodskap is natuurlik vir almal, maar ek gaan meer dalk vir julle kyk vandag. So ek wil vir jou vra, Erika, die Here het op jou hart gelê om jou pragtige dogter te kom inseën. Ons wil haar opdra en ons wil vir Vader vra om haar te beskerm. En daarom wil ek vir jou so 'n paar vrae vra vandag. En dis nie net sommer vrae nie, dis diep geestelike getuienisse wat jy aflê in die geestesriem. En ek wil vir jou vra, in die eerste plek, jy is ouer, verklaar jy voor God, en dat natuurlik voor sy gemeente, en sy gemeente is beslis nie net Grace gemeente nie, dis voor God se gemeente, dat jy haar ontvang het met dankbaarheid teenoor God. As 'n gawe en 'n seën uit God se hand. Ek gaan vir jou so 'n paar vrae vra, kan jy een keer antwoord. Verklaar jy dat jy bereid is om alles in jou menslike vermoë te doen, om seker te maak dat jy vir haar 'n stabiele omgewing kan skep, waarin sy groot kan word? En onderneem jy, Erika, dat jy deur die voorbeeld van jou eie persoonlike verhouding met God aan haar die geestelike leiding sal gee, met die hoop en die vertroue dat as sy self 'n besluit sal neem, dat sy Jesus Christus sal aanneem as haar persoonlike saligmaker en verlosser en sy navolger sal word. Onderneem jy ook dat jy nie net na haar fisiese behoeftes sal omsien, maar ook na haar geestelike behoeftes, en instrumenteel te wees vir haar geestelike groei en vir haar geestelike ontwikkeling.
En dan die laaste vraag. Onderneem jy, Erika, om vir Avia bidend, met geduld en liefde groot te maak, binne menslike terme natuurlik, met die strewe dat sy haar God gegewe potensiaal sal bereik. Is dit jou voorneme dan om haar ooreenkomstig God se voorskrifte wat jy in hierdie woord kry in Jesus Christus se lewenswandel groot te maak? Wat is jou antwoord? Amen, dit is so mooi. Ek gaan vorentoe kom en dan bid ons vir haar. Ek wil vir die gemeente vra om te staan en dan gaan ons sommer vir die Here vra om hierdie boodskap vir ons in die gees te lei en ons gaan ook vir Avia bid vanoggend. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here vir hierdie voorreg, Here, om vir Avia op te dra en naby u voete neer te lê. Ek wil vra, Here, dat u hierdie gesin sal seën en sal beskerm, Here. En dat u spesifiek vir Avia sal help om die besluit te vat, eendag wanneer sy verstaan, om 'n navolger van Jesus Christus te wees. En ek vra, Here, dat u deur die Gees en deur die woord en deur die almagtige krag, Here, haar sal beskerm teen enige geestelike aanvalle, Here, teen enige woorde wat haar daar sal laat struikel, Here, en dat die bovenal naal sal bewaar teen enige misleiding, want ons leef in 'n tyd wat misleiding al hoe meer word, en ons lees dit ook in die woord. Ek vra, Here, dat u ook vir Erika sal omvou met die liefde, en dat u haar die krag sal gee, sal voorsien, Here, ook in die fisiese, en dat u die hele gesin so 'n bietjie sal styf vashou. Ons kom dan nou, Here, en ons salf vir Avia, Here, in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en ons vra, Here, dat die Gees self hierdie gesin sal beskerm, en Here ook, waar daar behoeftes is, Here, dat u sal sorg, want u sê ons hoef nie bekommerd te wees of wat ons sal eet, of wat ons sal drink nie, Here, maar u weet dat ons dit nodig het, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan maar gaan sit. Ja, miskien moet julle net so staan, ons wil vir julle 'n liedjie sing, ek is jammer. Kom ons steek ons hande uit en dan sing ons vir hulle, laat Heer die seën op hul daal. Laat Heer die seën op hul daal, liegen sy Sion hul bestraal, die wat beveel, loop Heer die seën oor al. Baie dankie, jy kan jou sitplek gaan inneem, jy kan die sitplek inneem, baie dankie ook vir die mooi sang. Ons gaan vandag 'n gedeelte lees in Matteus 18. Jy is welkom om my Bybels oop te maak, Matteus 18 vanaf die eerste versie. En ek wil hê dat jy hierdie beeld van die inseën van Avia onthou terwyl ons hierdie lees. En ons hele boodskap gaan daarom gesentreerd wees vandag. So vandag is dit gefokus op hierdie gedeelte wat Jesus vir die mense vertel het. Wie is die belangrikste in die koninkryk? Kom ons lees Matteus 18 vanaf die eerste versie tot en met die 11de versie. In daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos hierdie kindjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele.
En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Wee die wêreld weens die struikelblokke, want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom. Maar weer die mens deur wie die struikelblokke kom. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af. En gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepeel en vermink, as om 2 hande en 2 voete te hê in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met 1 oog in die lewe in te gaan, as om 2 oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemel is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Ons lees net tot so ver in die onfeilbare woord van die Here. Ek wil graag vers 6 weer vir u sê. Dit sal dan nou die 3de keer wees. Paul het dit gelees, ons het dit gelees, en nou wil ek vir jou dit uitwys wat sy vers is. Maar elke een wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel. Dit is vir hom en natuurlik vir haar beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Hier praat Jesus baie ernstig. En ek dink ons kan begin om te vra, wie is hierdie kleintjies nou eintlik wat Jesus hierna verwys? Natuurlik kan dit kinders wees en Jesus het dan self 'n kind gebruik as voorbeeld toe hy hierdie vir sy disippels en vir die ander mense gewys het. Maar dit hoef beslis nie net kinders te wees nie. Dit kan dalk nuwe gelowige mense wees wat pas tot bekering gekom het, want so 'n persoon is ook klein in die gees as jy dit wil byvoeg. En elkeen van u wat hier sit, is daar mense wat opkyk na jou. Maak nie saak in wat se beroep jy is en waar jy werk en wat jy doen nie. Met jou pad en dit wat jy doen in jou daaglikse wandel is daar beslis vir elkeen wat hier sit. Mense wat opkyk en vir wie jy 'n voorbeeld is. Net soos wat daar mense is na wie jy opkyk, is daar mense wat na jou opkyk. Maak nie saak in wat se eenvoudige vorm of wat se gevorderde vorm nie. Jy is 'n voorbeeld vir ander mense. En dit is dan ook val onder dieselfde kategorie as wat Jesus hier bedoel het, een van hierdie kleintjies te laat struikel. So as jy 'n voorbeeld vir iemand is en jy bring iemand tot struikel wat in Jesus glo, moet ons na Vader toe gaan, ons moet vir Vader vra om ons denke te hernuwe en om ons te vergewe. Ons kan sê dit is soos 'n seentjie wat gereeld kerk toe kom, sien die kerk nie maar sommer net 'n seentjie wat gereeld in 'n kerk kom. En hierdie seentjie het elke Sondag het hy gesien hoe mense kerk toe kom
met hulle mooiste klere en die vroomste gesiggie en die vriendelikheid van self. En hierdie seentjie het groot geword en hy het geglo en hy het gekyk en later het hy begin oplet. Nou hoe hierdie mense wat tog so oulik is Sondag in 'n kerk daar buite optree. En hy het gesien dat daar baie mense is wat anderster is Sondag by die kerk as Maandag by die werk. En hierdie het iets hier binne in hom wakker gemaak. Jare daarna het hy besluit hy gaan nie meer na kerk toe kom nie. Hy gaan nie eens meer die Bybel lees nie. Hoekom nie? Hoekom het hy dit dalk nie gedoen nie? Mense het sy lewe, wat in sy lewe is, na wie hy opgekyk het veroorsaak dat hy die rug op die evangelie van Jesus Christus draai. En nou is my vraag aan elkeen wat hier sit vanoggend. Wie het hierdie seentjie laat struikel? Is dit nie dalk juist dit wat Jesus bedoel in die skrifgedeelte wat ons gelees het nie? Jesus praat baie ernstig in hierdie gedeelte met die mense oor wie die grootste in die koninkryk is. So hoe laat ons nou mense struikel? Of in hierdie teks wat ons gelees het, kinders struikel, en ons almal weet nou, dis nie noodwendig net kinders nie. Hoe laat ons nou mense struikel? Ek en u, in ons daaglikse lewe. Deur die manier hoe ons lewe. Deur ons woorde wat ons sê. Deur ons houdings wat ons het, die mense, met ons lyfstaal, jaag ons baie keer weg, mense weg. En soms deur ons stilte, laat ons mense struikel. En soms is ons maar baie nalatig wat dit betref. Daarom kan vir onsself die vraag afvra vanoggend, is ek 'n struikelblok vir ander mense, of is ek 'n brug na Jesus Christus toe? Nou wil ek vir jou terugvat toe jy 'n kind was. Nou ons is verskillende ouderdomme hier en ek weet nie of kinders nog fietsry nie. Ek is seker ten minste kan almal hulle vereenselwig. Maar ek dink die meeste van ons kan ons in hierdie situasie plaas. Onthou jy toe jy fiets gery het toe jy klein was? Seun of dogter? En kyk, ons het nie al hierdie veiligheidshoedens opgehaat, spesiale klere nie. Nee, kyk, ons het om hierdie blokke gekom met 'n spoed. Partykeer nog kyk jy met jou hande gelos en dan in 'n paar gevalle kan ek onthou van kere wat ek daarom 'n sleg lelik geval het met 'n fiets. En ek dink die meeste van u kan daarom ten minste een keer onthou dat jy ten minste een keer geval het met 'n fiets. Nou praat ek van jou as 'n laerskoolkind en nou kom jy by die huis. Daai tyd was dit nog so 'n bietjie anderster as vandag. Mamma nou die noodhulpkussie daar, nou sê die, ek weet nie of daar Afrikaanse naam is vir mercurochrome nie, maar mercurochrome so opgesit met watta en 'n pleister. En dan gaan jy maar weer aan. En dan oor 2 weke dan is daai wond genees. Ek dink in elk geval ons almal onthou nie eers meer die seer kry toe ons kinders was nie. Jy kan dalk hier en daar onthou toe jy steek in jou gesig moet kry. Maar as jy nou regtig moet eerlik wees, in die meeste gevalle onthou jy nie, want jy sien binne 2-3 weke, dalk 'n maand, is daai seertjie weg. Jy moet dan mooi gaan kyk daarom nou, as jy nou die letsel gaan soek wat agtergebly het. In die meeste gevalle is dit weg, is dit gesond. Maar nie alles werk so nie in die lewe nie. Nie alles seer vat 2 weke of 3 weke om te genees nie.
Hoeveel seer het ons nie dalk in ons harte nou van mense wat met woorde ons seer gemaak het. Dalk 20, 30, 50, 60 jaar terug. Ek onthou in my eie lewe, toe ek aan die laerskool was daar 2 juffrouens en nou sê ek nie al die juffrouens is sleg nie. Asseblief praat met woorde wat vir kinders gesê is of vir groot mense wat gesê is. Die een het vir my regtig nog maar vertel. En daai tyd wat is nog kwaai juffrouens, ek dink daar is nog kwaai juffrouens, maar daai tyd het hulle jou sommer met 'n stuk yster of 'n stuk hout geslaan, soms oor die kop. En die een juffrou het my gesê, hoor, jy skryf so lelik. Jy sal in jou lewe nooit standaard 5 deurkom nie. En daai het by my gebly en ek moes later daarmee deel. En dit is maar nog lig as jy kyk na sekere woorde in vandag se tyd wat kinders hoor. En daai seer vat nie 2 of 3 weke om gesond te word, soos toe jy met die fiets geval het nie. Daai seer groei, en ek is seker as ek van die ouer mense gaan vra vandag, vertel ons bietjie van daai seer van woorde wat iemand vir jou gesê het toe jy kind was. En ons sou vir elkeen 'n geleentheid gee om dit te kom vertel hiervoor, sal ons dan maar hoor dat woorde baie seerder maak soms as die fisiese seer wat ons gekry het. En daarom sê Matteus 5 vers 16 vir ons: Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Hierdie was deel van Jesus se bergpredikasie waar hy met die gelowiges gepraat het om in geloof te lewe. Nou wil ek vandag vir jou vra. Ons het vanoggend nou vir Avia ingeseën. Gaan haar oë nie dalk op elkeen van ons gefestig wees, soos dat sy groot gaan word. Gaan sy nie dalk vir jou en vir my dophou, om te kyk wat ons sê en wat ons doen nie. Gaan ons vir haar 'n struikelblok raak in haar lewe? Of gaan ons vir haar 'n brug raak na Jesus Christus? Sy gaan natuurlik vir haar ma en haar naaste familie die fynste dophou. En dan die mense in haar binnekring, in haar gesin, en hier by die kerk. En mag die Here ons help, dat ons haar nie laat struikel, deur ons woorde, of ons aksies, wat ons sê, en wat ons doen nie. Laat ons vir haar 'n brug kan wees, en dat die Gees ons kan gebruik. En as ek sê haar, vir enige iemand wat hier is, mag die Here ons gebruik om 'n brug te wees. Mag ons lewe 'n lig wees in ander mense se lewens. Mense moet God kan sien in ons en dit wat ons doen. En as ons geestelik bedien, het ons een doel voor oë. Beslis nie om jouself te verheerlik nie, maar om God te verheerlik. Dis ons primêre doel. So ons het 'n keuse vandag, elkeen van ons wat hier sit. Maak nie saak wat jou ouderdom is nie, as jy kan hoor vandag wat ek sê, is hierdie vir jou. Jy het 'n keuse, jy kan 'n lig wees in iemand se lewe. En ook in Avia se lewe. Of jou lewe kan 'n struikelblok wees in iemand se lewe. En daarom sê die skrif vir ons, laat ons lig so skyn, dat die mense nie sal val nie. Die jongelinge, die nuwe gelowiges, die swakkeres, die minderwaardiges, die mense wat opkyk na jou, die mense vir wie jy veronderstel is om 'n voorbeeld te wees, in jou gemeenskap, in jou gesin, in jou kerk, by die werk. Hoe sien mense jou vandag? Sien hulle Jesus Christus?
En hoe kan ons Jesus Christus wys? Daar buite, jy kan tog sê, sekerlik nie enige persoon net voorkeer en sê, hoor, kyk gou die lig van Jesus Christus in my lewe nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Hoe moet ons dit doen? Deur om ons liefde te bewys aan ander. Om God se agape liefde, wat hy vir ons gegee en geleen het en geleer het van, dit te gee vir iemand anderste. Om geduldig te wees, veral met mense wat opkyk na jou. Soos Avia, sy's so klein, sy het nog so baie om te leer. Sy gaan nog soveel keer seer kry. Daar gaan nog soveel keer stryd wees. Hoe hanteer ons dit? Wat se lig laat ons daar skyn vir haar in haar lewe? Jesus se liefde en sy lig word in ons lewe raak gesien wanneer ons mense opbou. En veral mense wat nie vir jou iets kan terugdoen nie. Jesus se liefde word raak gesien in elkeen van ons se lewe. En as ons iets doen wat God verheerlik, dan is dit wonderlik. Want dan sien mense nie jou by jou naam raak en jou as persoon nie, maar hulle sien vir Jesus raak. En die Bybel leer vir ons, en dit moet ons doel wees. Nie dat mense sal sê, wat 'n wonderlike persoon is daai nie, allerminst nie, maar dat mense sal sê, wat 'n wonderlike God is dit wat ons dien. Mag die Here vir ons help in die taak wat hy vir ons het. Ons gaan nou oor na die nagmaal toe. Ons sal nou die mense vra om by die nagmaal bedien. Kom ons praat net gou so 'n bietjie voor die mense na vorentoe kom. Ons kom na die tafel toe vanoggend en dit is 'n voorreg. En ons kom na die tafel toe beslis nie omdat ons perfek is nie. Allerminst is ons, want daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Ons kom na die tafel toe vanmôre omdat ons die genade nodig het van Jesus Christus se kruisdood. Kom ons sluit die oë terwyl jy so sit. Vader, ons hoor u woord vanoggend in ons harte en in ons gees, Here. Hoor ons wat ons deur u skrif vir ons leer en ons besef hoe maklik is dit nie vir ons, Here, om ander mense seer te maak, om vir ander mense struikelblokke te wees, deur dit wat ons doen en dit wat ons sê en deur ons houding, Here, en soms deur ons stilte nie. Vader, ons kom vanoggend en ons vra, Here, vergeef ons waar ons ander seer gemaak het. Deur die manier hoe ons optree teenoor ander, Here. Ons vra, Here, dat u daai sonde sal wegvat, sodat ons vanoggend die nagmaal kan geniet, Here. En die genade kan ervaar, Here, en die kruisdood kan herdenk, Here, en dit wat u vir ons gedoen het, sodat ons waardig mag wees om eendag by u te wees. Vader, dan wil ek ook vir u vra, Here. Here, ons is so baie wat vandag hier sit, wat ook seer gemaak is deur ander mense. Here, of dit nou deur dade was, dalk deur fisiese aanvalle teen ons, Here, dalk waar iemand ons regtig seer gemaak het in die verlede. Ons vra u ook, Here, dat u vanmôre daai seer kom wegvat. En dat u self vanoggend 'n Christuspleister oor daai seer sal plak, Here, want dalk sit in jou lewe, in ons lewe dalk vir 50, 60 jaar of dalk vir 2 dae, dat u daar sal genesing bring. Vader, daarom kies ons ook dan om elke persoon te vergewe, Here,
wat ons seer gemaak het. En U rolmodel gebed sê, vergewe ons sonde, Here, soos ons sondenaars vergewe. Vader, ons kies dan ook dan nou om elke persoon te vergewe wat ons te nagekom het, sodat U ons ook kan vergewe, Here. Ons vra, Here, dat U vir ons sal staande bly, dat ons nie sal struikelblokke wees vir iemand nie. Ons vra, Here, dat U deur die almag en deur die genade, Here, ons sal leer om meer soos Jesus te wees. En dat ons deur ons voorbeeld en ons wandel mense na Jesus toe sal bring, Here, en U te sal verheerlik. En aan Vader, as ons struikel, dat die genade vir ons beskikbaar sal wees. En ek vra, Here, skenk ook ons genade, U genade aan ons. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek vra die mense wat die nagmaal bedien om vir ons vorentoe te kom. Ek vra as hulle nou die brood en die druiwesap sal uitdeel, dat jy dit sal hou, dan gebruik ons dit saam. Baie dankie.
Val net van rond net hy was aan. Is daar enigiemand oorgeslaan dalk met die druiwesap en met die brood? Ons lees dan die bekende gedeelte in 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 13, vanaf die 11de versie. Ja, maar 1 Korintiërs 11 vanaf die 23ste versie. Want ek het van die Here ontvang wat hy ook aan julle opgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Kom ons neem die brood. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, wat 'n voorreg, Here, om hierdie brood te kan neem, wat u liggaam is, wat gebrysel is. En dankie, Here, vir die wyn, Here, wat ons genees. Vader, wat al ons sondes weg was. Dankie, Here, vir die prys wat u betaal het. En dankie, Here, dat elkeen van ons se naam in die gedagtes was, toe dat u daar op die kruis gehang het. Dankie, Here, dat u in ons plek gesterf het, sodat ons vry kan wees, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons het nou hierdie gedeelte gelees, en ons het die kind ingeseën, en ons het gesels, en hierdie gedeelte is natuurlik ook hierdie brood wat vir ons gebreek is. En mag die Here ons help, dat ons nie mense sal laat struikel in dit wat ons doen nie. Mag hy ons help om rentmeesters te wees vir God se koninkryk. En mag hy ons help dat ons kan staande bly teen die seer wat ons het en dat ons ook ander kan vergewe. Dankie. Dankie.
Kom ons staan, ons sluit ons af met U maak my hele lewe nuut. 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 Here Jesus, U maak my hele lewe nuut. 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 Here Jesus, U maak my hele lewe nuut. Daar is sop en broodjies na die tyd. Dit sal lekker wees as jy na die tyd daar sal saam vergader vir die wat kan. Kom ons sluit die oë. Vader, gebruik ons, Here. Gebruik ons om ander se lewens op te bou. In Jesus se naam. Amen. U maak my hele lewe nuut. U maak my hele lewe nuut. U maak Asseblief my hele lewe nuut. Hallo my tannie. Gedankie gaan met my tannie. Baie aan tannie gedankie. Tannie. U maak my hele lewe nuut. U maak